Ja, so vir al die mense by die huis, mense wat ingeskakel is reg oor die land en ook waar ook al jy is, baie welkom by die vanmôre se diens en julle ook. As ons enige gaste het, mense wat vir die eerste keer hier so is, baie welkom. So hoop julle geniet dit. Vir die mense wat swaar getrek het vanmôre, dankie dat jy hier is. As jy oorweldig gevoel het en jy voel al vir 'n rukkie oorweldig, baie welkom dat jy gekom het. Dankie dat jy opgedaag het en mag die Here jou ryklik seën. Voordat ons verder gaan, manne, ons het 'n mannekamp. Daar's hy. Dankie Johannes. Yes. En ons soek jou daar, so ons wil jou net herinner. Ek weet dit is miskien 'n ongeleë tyd, maar dis altyd wat hulle beskikbaar gehad het en ons wil nie weer in die winter gaan kamp nie. Ons kamp is altyd in die winter, want dan is die specials, dan is alles oop. Maar nou het ons 'n tyd en nou ons het jou nodig om daar te wees. So, daar is al heel wat mense wat ingeskryf het en ek weet ons Kaapenaars vat ons tot 99, maar laat dit nie so wees nie, want ek moet nog admin vir jou uitstuur. En die nice ding ook is ons doen nie al die praatwerk nie. Dit is in-house mans wat ons geïdentifiseer het wat bietjie met die manne gaan praat hierdie keer. En so jy gaan hulle getuienis hoor, hulle storie en natuurlik dit wat die Here vir hulle openbaar. En dit is nie sommer hier jou ou nie. Hierdie ouens is anointed. Hulle is regtig gesalfdes van die Here en hulle het almal 'n baie goeie teaching anointing. En so kom, luister, kom raak betrokke. Een ding van die mans is ons het mekaar nodig en ons is partykeer te trots om dit te erken. So ek het jou nodig daarso. So asseblief raak betrokke as dit jong ouens is, ons young adults, julle is ook kom, julle moet kom, die hele lot van julle en dan al die paas, nou, kom ons gaan. Vanmôre is dit 'n voorreg vir my om julle te kan bedien. Regtig, ek voel al vir 'n rukkie hierdie tema op my hart, maar aangesien ons ook nou 'n toer lei na Turkye toe, het ek gevoel, why not? Ons doen die 7 kerke van die boek Openbaring. Ek weet my skoonpa het so 2 jaar terug het hy dit ook gedoen. En maar ons het ons ander aanslag op sekere dinge. So ek doen dit nou maar soos wat die Here ook aan my goedjies openbaar. En dit is regtig lekker om net 'n paar goeders weer vas te maak in ons harte en in ons gees. Dit gaan lekker wees. En as dit goed gaan. En natuurlik gaan ek moet feedback kry van julle ouens af. Maar dan kyk ons hoe ver ons in Openbaring kan gaan. Wat dink julle daarvan? Daar sê ek sien 'n woehoe en 'n lekker en 'n jay. Okay. As dit nie goed gaan nie, ek beloof jou ek stop. Ek beloof jou. Nee, ek sal nie. Maar kom ons begin so. En ons val in. Ons gaan baie moet lees. Julle moet buckle up. It's gonna be a bumpy ride. Want het gaan vinnig. So kom ons gaan. Openbaring 1 vers 9. Dis 'n gedeelte van Johannes. Nou, hy sê ek Johannes, julle broer en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en die lydsaamheid van Jesus Christus was op die eiland wat Patmos genoem word ter wille van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus. Nou luister mooi, dit gaan nie goed met die arme ou nie. Juist, hy trek swaar. As gevolg van die woord wat bedien word. Hierdie ou is vervolg, hy is geslaan, hy is pimpel en pers, okay? En nou word hy daarso, hy word stil gemaak op Patmos. Die Romeinse ryk het moeilikheid. Hierdie ou het moeilikheid veroorsaak vir die Romeinse ryk. En hulle wil hom stil hou, hulle wil hom geïsoleer hou, hulle wil hom beheer. En wat doen hulle? Hulle kan dit nie reg kry nie, want die woord van God en die getuienis van Jesus Christus dwaal en is in hom en om hom en oor hom. Hy kan homself nie help nie. En nou, die nice ding is hulle stuur hom na 'n klomp gevangenes toe. Wat dink jy het hy daar gedoen? Ek weet jy, hy het daai hele eiland na die Here toe gelei. Die hele lot van hulle. En ek dink die hoofskrif was, he came to set the captives free. Nee? En so gaan hierdie man en hy raak 'n probleem vir die Romeine. En hulle stuur hom soontoe, maar God het natuurlik planne. En so, ek wil net vir jou hierdie ding sê, want ek dink partykeer, ek dink die Amerikaanse evangelie het baie skade gebring met die ding van, dit moet met ons as Christene goed gaan, dit moet met ons as gelowiges teen alle tye goed gaan, jy mag nie sukkel nie, jy mag nie arm wees nie, jy mag nie siek, jy mag nie, dis nie waar nie, hierdie ou, dit gaan nie goed met hom nie, en hy is 'n apostel, okay? Enigiets kan met my en jou gebeur, hier is die wonderlike ding, ek en jy sal in alle dinge, sal ons vrug dra. Dis die impak en die krag van die Heilige Gees aan ons. The love for God compels
compels me. Ek kan myself nie help nie. Hulle wil my in 'n blik druk, hulle wil my arm maak, hulle wil my siek maak, hulle wil my dit doen, hulle wil my dat doen. Die vreugde vloei net, dit vloei net. Daai lewende water is 'n realiteit. Jy kan jouself nie help nie. So jy moet verstaan, hier kom hierdie ou en hy kry hierdie openbaring. Maar luister mooi, hoe begin hy? So ons weet dit gaan nie goed met hom nie, want vers 9 maak dit baie duidelik. Maar hoe begin hierdie ou? Openbaring 1 vers 1. Die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. En hy het dit deur sy engel gestuur en dit aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee. Dit is die openbaring van Jesus Christus. En dit is my powerful, dit is nogals 'n kragtadige stelling om mee te begin, want hierdie boek is verskriklik profeties, en ons kan tydlyne uit dit uitkry, en ons kan sekere goeders kan ons identifiseer, maar meer as dit is die openbaring van Jesus Christus. Dit is nie net oor wat moet nou gebeur in Iran, en waar val ons nou tussen hoofstuk 1 en die laaste hoofstuk nie, dit is nie net waaroor dit gaan nie, maar dit wys vir jou wie regeer in al hierdie tye en seisoene. Dit gaan oor wie regeer in al hierdie chaos. Wie is in beheer? Wie regeer? Wie is in beheer? Julle moet die handjies al gelig hê. Dit is iets om oor opgewonde te raak. Hy is in beheer. En hierdie boek maak dit vir ons so duidelik dat jy hoef nie te worry nie, watch net. Dit is 'n goeie boek en dit is 'n baie goeie reeks gewees. Jy kan dit kry op YouTube. Dit is van 1990s af. Moenie worry nie, watch net. 'n baie goeie reeks gewees back in the day van my skoonpa. So Openbaring 1 vers 5. Hy sê daarso, hy sê, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Hierso gee Johannes om 3 titels, maar dit is nie hy wat hom gee nie, dit is Jesus wat praat, dit is Jesus wat homself openbaar. Hy sê, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. So wat beteken getroue? Die woord getuie. Getuie gaan ons net vir 'n oomblik op fokus, en hy sê, dit beteken, Jesus is volmaak en betroubaar in die openbaring van God. Jesus het die waarheid van God perfek en volmaak geopenbaar. Hy het nie net van God gepraat nie, hy is God. Jesus kom op 'n plek in Johannes hoofstuk 18 vers 37 en hy sê, hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Johannes 1 vers 18 sê hy, niemand het ooit God gesien nie, die enige gebore seun het hom verklaar. So hy openbaar, net ek het hom gesien, net ek kan hom openbaar, want ek is God, ek is deel van die drie eenheid. Nou die woord verklaar, beteken hierdie ding, hy sê, dit beteken letterlik, om God uit te pak en te verduidelik. Nou ek het vroeër vandag gesê, dat my pa het op hoërskool, dan begin jy mos nou ouer raak, en hy sien, oei, hierdie ou kan nie met 'n tool werk nie, hy kan skaars 'n plak dryl, dis miskien tyd dat ek om 'n paar goedjies leer. Wie se pa het dit ook met hulle gedoen? Nou wil my pa wegspring met hoe werk 'n engine manifold. Ek is nog onseker oor wat se draadjie waar gaan in die kragprop. Groen, geel, want hulle is mos nie dieselfde nie. So ek is nog daar, so ek is nog by, nou wil my pa vir my sê, nou gaan ons gaan vir jou 'n karretjie koop. Dit was 'n Renault 5. Wie ken daai Renault 5's? Yes, like as 'n solenoid draad wat op daardie manifold lê wat die heeltyd afbrand, so jy is die heeltyd sonder krag. Hy wil nie start nie. Ek het extras in my kabiel gehad, extra drade, maar jy brand jouself elke keer want hy lê op net die verkeerde plek. Die Italians kan nie, wel hulle kan, maar hulle kon nie hom lekker gedesign het nie, nee? En yes, ek het gesukkel met daai kar, maar nou dink my pa, dis 'n goeie plan. Ons gaan jou wys hoe werk 'n engine. Nou praat hy en hy probeer verduidelik, nou pak hy die goed uit, so nou is ons daar so buite besig op die bakstene. Ek is al ewig onder die kar en vol olie, en hy lag en gaan te kere, maar hy probeer nou uitpak en verduidelik hoe werk 'n engine manifold, en hoe werk die piston en die krag en die vonke en die dit. Maar hy het net die hele tyd, kyk ek net so vir hom, dis great.
Ek is so bly pa weet wat hier aangaan. En dan begin jou pa mos vir jou dreig. Hoe gaan jy eendag vir jou vrou kyk? Hoe gaan jy na jou vrou kyk? Wel, die plan is pa om baie geld te hê, sodat ek my voertuig na mechanic toe kan vat, wat hom in afstand hou. Nie soos jy, wat dit self probeer doen nie. Nie gewerk nie, want hy het aanhou probeer verduidelik. Hens toe sê, ek is afhanklik van 'n mechanic om na die kar te kyk. Okay, so dis wat Jesus gedoen het. Hy het God geopenbaar deur hierdie leringe, het hy God uitgepak en probeer verduidelik aan ons, en is so mooi hard om te sien hoe God homself openbaar aan ons. Hebreërs 1 vers 1 en 2 sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het, tot die vaders, deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur sy seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Jesus Christus is dus die finale en volmaakte openbaring van God. Luister mooi, hierdie is so belangrik en crucial vir ons dag en tyd, want jy kry valse leraars, valse profete, valse apostels, en hierdie ouens kom en hulle sê, but wait, there's more. En so beweeg hulle van die bladsye van die skrif af en hulle probeer ons oortuig. Weet jy hoekom koop ons in hierdie goeders in? In steede van om 'n kerk te wees wat hierdie goeders identifiseer en sê, nee, daai is nie werklik nie, daai is nie die waarheid nie. Jy beweeg vanuit die skrif uit, jy probeer goeders, jy met jou eie gedagtes en jou eie verbeelding, pak goeders by wat nie die waarheid is nie. Kom ek en jy, en ons koop in hierdie ouens in, want hoekom? Hulle is charismaties, hulle het 'n manier met woorde. En nog die ander ding is hierdie ouens beweeg, daar is signs, né? Daar is 'n gawe wat funksioneer in hulle lewens. Nou sê ek en jy, wow, die Gees is op hierdie ou. Die Gees is op hierdie ou. Kyk wat doen hy. Ek wil vir jou sê, die Bybel het nooit gesê, ons erken 'n persoon aan sy gawe nie. Die Bybel sê jy erken hom aan sy vrug. Want nou kom hierdie ou en hy woeha en hy maak 'n waalwiel en 'n backflip op stage en hy sê wow. Nou kom hierdie ou en hy's net soos jy moet gee. Jy moet gee. Hey, is dit nie vir jou? Hey. Het jy al gehoor van gierigheid? Is dit 'n vrug van die Gees? Of is dit 'n vrug van die vlees? Kan jy nie hierdie goeie sien en discern nie? Nee papa, as jy wil hê die koninkryk, die sluise van die hemel moet oop jou uitgebreek en uitgestort en gegiet word. Papa, bring daai Mercedes-Benz nou na die Here toe, want hy gaan jou 10-voudig, 100-voudige, 1000-voudig, gaan hy vir jou seën. Nou, wat het gebeur? Nou het hy die gierige natuur van my aangespreek, aangewakker. Hy het my nou meer gierig gemaak. Dit is nie 'n kenmerk van die koninkryk van God nie. So discern hierdie goeders, luister wat bedien word. Moenie net blindelings hierdie ouens volg en sê, woehoe! En elke keer luister baie mooi. Die evangelie, die woord van God, is challenging, is dit nie? As jy net deur die skrifte gaan en jy lees die briewe van Paulus, dan sien hy hoe hy daai selfsugtige, sondige natuur van jou die heeltyd aanspreek. Wees versigtig vir 'n ou wat die heeltyd profeteer dat dit met jou gaan goed gaan, dat jy ryk is, dat God jou deals wil seën. Want dit staan nie in die Bybel nie. Maar hier sê hy, die Here het vir my profesie gebring, broer, daai ou het losgetrek en hy het gesê, jy daar so jy. Jy raak warm nou. Jy voel dit, wow, almal kyk vir my, voel jy dit? Voel dit vir jou, daar raak iemand jou aan. Iemand het jou nou aangeraak. Voel jy nou spesiaal? Voel jy die Here se Gees op jou? Verstaan jy? Hey, is ons, ek is nie onnozel nie, maar partykeer is ons lekker stupid. Net omdat die ou, en ek sê dit, want dit het al hier gebeur. Dit het al hier gebeur waar so iets gebeur het, waar die Here jou, ek het dit al gedoen met mense.
waar ek iemand al gewys het, sê ek, my fiets, ek ken jou glad nie, maar ry jy 'n rooi Audi? Jesus, die vrou is soos, Jesus, jy het gehoor, En dan het die Here 'n woord gegee, dit het al gebeur. Het al 'n paar keer gebeur. Een keer het dit ook gebeur. Waar is die ou wie se skoenveder vanoggend gebreek het? Woep, staan hy op. Sulke goeders het gebeur, 'n woord van kennis. Ja. Maar kyk, die ding wat jou gaan skei, is nie die gawe nie, maar die vrug. Baie ouens is besig om, wat sê die Bybel? Vir eie gewin die evangelie te verkondig. Eie gewin. Ek wil nie by so ou wees nie. Nee, hou maar dan jou goedjies. Maar, ek wil vrykom van hierdie wêreld, ek wil deurbreek en vrykom van die liefde van hierdie wêreld, liefde vir geld, liefde vir materialistiese. Ek wil vrykom, want as ek die Bybel reg verstaan en leer, is die liefde van daai goeders wys hoe gebind jy is. Ek wil loskom. As die Here sê gee, dan wil ek sê no problem. Maar nou sê die Here gee, nou sê jy so, hoeveel? Ek kan R200 gee. Ek het gesê 2000. Nee, stand behind me, Satan. Nee, nou so. Anyway, kom ons gaan aan. So Jesus is die volmaakte en finale openbaring van God. Asseblief in ons omgewing, soos wat ek hier staan, is daar kerke wat aan die gang is en hulle harte is nie suiwer nie. Discern. Asseblief, hoe discern jy? Jy gaan net kan goeders discern as jy 'n sterk woordfondasie het. Dan hoor jy twak 'n myl ver. Moenie net beïndruk word deur hoe haas nie. Word beïndruk deur die woord en die openbaring en die diepte en die liefde vir God en die sacrificial love wat ons na geroep is. Dit is 'n getuienis van die koninkryk. So nou kom ons terug na getroue, na die woord getroue getuie, die getroue gedeelte. Hy het nooit afgewyk van die waarheid af nie. Nie een keer nie. Nie eers toe hy vervolg is nie, nie eers aan die kruis nie. Hy is besig om die waarheid te verkondig aan die fariseërs, die sadduseërs, die ongelowiges, die siekes, die verlamdes, die melaatses, die skare, die mense jou hom en juig vir hom en breek hom af en voor Pilatus in daardie donker uur van hom, kom hy en hy hou aan om die waarheid te verkondig, selfs op die kruis. Here, vergewe hulle, they know not what they do. En so baie mense sal in sulke moeilike omstandighede, sal hulle die waarheid verdraai, sodat hulle uit die situasie uitkom. Nie ons God nie, hy bly 'n getroue getuie van wie God is, want hy is God, dit is sy DNA, sy natuur, en hy sal homself nie ontken nie, en tot die dood toe doen hy dit. Dan is dit die eersgeborene uit die dode. Dit eersgeborene beteken nie, ons dink daaraan dat die Bybel verwys altyd na, hy is die eerste kind, hy is nommer 1 in die queue, hy is die eerste ene wat ietsie gaan erf, en so aan, die oudste kind of 'n erfgenaam. Maar dit is nie waarvan die Bybel praat wanneer hy sê hy is die eersgeborene uit die dood uit nie. Dit gaan ook oor Psalm 89 vers 27. Ek sal hom ook die eersgeborene maak, die hoogste van die koning van die aarde. Daardie is 'n koninklike rang wat God vir hom gee. Naam bo alle name. Daar is nie 'n groter naam as die naam van Jesus nie. En wat beteken dit vir Jesus? Dit beteken, hy is die ene wat die dood permanent oorwin het. Dit beteken ook, hy is die begin van die nuwe skepping wat kom. Die nuwe aarde, die nuwe alles. Hy is die begin van die nuwe skepping. En dit beteken ook, hy is die heerser oor alles. Dit begin by hom, dit eindig by hom. Kolossense 1 vers 18 sê, en hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles kan eerste wees. Hy moet in alles eerste wees. Eerste op jou lippe, eerste op jou gedagtes, eerste waaraan jy dink voordat jy iets vir iemand doen. Dit alles gaan oor hom. 1 Korintiërs 15 vers 20 sê, maar nou,
Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Wat beteken dit vir my en jou? Dit is iets om oor opgewonde te raak. Want dit beteken sy opstanding, die feit dat hy homself aan 500 verskillende mense bekend gemaak het, die feit dat hy homself gaan openbaar het aan die disippels, die feit dat hy homself, jy weet, aan mense gewys het en ongelowige Thomas, check hiersom man, druk jou vinger hier, voel daar, wat dink jy, wat sê jy nou, omdat hy dit gedoen het, weet ons dat ons opstanding verseker is. Man, dit is iets om oor opgewonde te raak. Hy het die dood verslaan. Hy is die nuwe skepping. Dit begin by hom. Johannes 11 vers 25, bekende ene. Ek is die opstanding en die lewe. Dis mooi. Dan die owerste oor die konings van die aarde. Wow, daai is, dis profound hierdie. Wat beteken dit vir ons? Dit beteken, nou hoor hierso. So luister, en asseblief, hoor nou net mooi, okay. Ons is partykeer baie vreesagtig, onseker, want daar is mense, daar is goeters wat ons nie van bewus is nie, in hierdie aarde, en mense maak plannetjies, en daar is hierdie ouens wat hulle probeer om hulle self te red en alles te beheer, en dit is die ouens met baie invloed en baie geld en baie dit, en hulle probeer mos nou maar die sosiale lewe probeer hulle manipuleer en beheer en al daai goedjies. En ons weet dit, want die Bybel sê dit, God laughs at the plans of the enemy. Hy lag, so daar is 'n realiteit, daar's 'n vorm van waarheid in al hierdie goeters. Ons weet nie wie nie, baie mense beweer is Bill Gates, okay? So Bill Gates met al sy baie geld is nou besig gewoon, hy en die Illuminati en hy en die en daai en die Black Pope en die bly en daai. Ek dink is sommer ons, ek en jy partykeer man, maar ons weet dat daar is goeders aan die gang en die gebeur, maar weet jy hoe bevrydend is hierdie stelling? Die owerste oor die konings van die aarde. Hy is oor regerings en ekonomie en gelowe en kulture en wêreldmagte. Geen president, geen koning, geen Illuminati, geen Bill Gates, geen Elon Musk, geen Black Pope, geen niemand is oor ons God nie. Die wonderlike ding, dankie. Die wonderlike ding van dit is sien ons wêreld is baie onstabiel en onseker en donker. Maar God is op die troon. Niemand kan hom wegvat nie, niemand kan hom aanvat nie, niemand kan niks doen nie. Nie 'n engel kan hom so vat en hom optel en verwyder en homself daar neerplak nie. Niemand kan aan God vat nie. Baie keer maak ek en jy so 'n boehaai, 'n hoeha van die koninkryk van duisternis, dat ons half amper vir Satan vat en ons sit hom op dieselfde platform as ons Heer en ons God. En ons sê, wow, hier's moeilikheid. Jy kan dit nie doen nie. Jy kan nie 'n skepping vat en hom op dieselfde platform as God plaas nie. Onmoontlik. Die boek in Jesaja openbaar aan my en jou dat daar nog een groot teleurstelling wag vir my en jou. Een baie groot teleurstelling wag vir my en jou. En kan ek net hierdie ding sê, die Bybel sê ons gaan ontstel wees. Want eendag gaan die Here hom aan ons bekend maak en hom aan ons openbaar. En dan gaan ons sê, no ways! Is dit hy? Hy! Hierdie dingetjie wat die nasies bedrieg het. Wat vir nasies en generasie van die tuin af mense lieg en hier jou. Ja, dis hy. No ways. As ek het geweet het op aarde, Here, het ek dinge heeltemal anders gedoen. Ek het vir jou gesê jy gaan teleurgesteld wees. Eendag gaan dit gebeur, gaan julle almal vir my kyk. Mooi, jy is mos reg gewees. Onthou hierdie dag. Eendag in die hemel
gaan ons vir mekaar kyk, laat ek net gou so scan, want my gees neem in. Ons gaan spyt wees. Ons het so baie van evil gemaak, en so min van geregtigheid. So min van die kruis, so min van Jesus. Want ons soek 'n ding onder elke klip en elke wyntjie. Dit gaan gebeur, so onthou hierdie dag. Dit gaan gebeur, ek het julle gesê. Filippense hoofstuk 2 vers 9 en 11. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel is, die wat op die aarde is en die wat onder die aarde is, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Hy is naam bo alle name. Psalm 96 vers 10 sê onder die nasies, die Here regeer, ons staan die wêreld vas. Ook staan die wêreld vas, dit wankel nie. Hy sal die volke oordeel in geregtigheid. Ons is dalk onseker oor die toekoms en die oorlog en die hongersnood en die droogte en die natuur en dit en dat en regerings en wêreldmagte en al die. Ons is dalk bietjie onseker. Maar een ding is verseker. Hy is op die troon. Hy is in beheer. Openbaring 1 vers 12 en 16. Hoor wat gebeur. Toe draai ek om te sien wat met my gespreek het. En toe ek my omdraai, sien ek die 7 goue kandelaars, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens bekleed in 'n lang kleed wat tot op die voete hang, en omgord met die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was so wit soos wol, so sneeu, en sy oë soos die vuurvlam, en sy voete so blink soos koper wat gloei in die oond, en sy stem soos die geluid van baie waters, en in sy regterhand het hy die 7 sterre vasgehou, en en 'n skerp, tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son. Dit verwys na die Shekinah glory, né? Wat skyn in sy krag. Né? So ek was baie om na uit te sien. Okay. So luister net gou-gou. So hierdie is Johannes se openbaring. Nou, baie van ons het al hierdie vensters gesien en hierdie prentjies gesien van hoe Jesus lyk. En weet jy wat, dit breek af van wie hy werklik is. Want weet jy, baie van die prentjies, Jesus lyk vir my verskriklik sag. Hy is so sag, hy moes in 'n nailsalon gewerk het. Jy weet, en is die hele tyd, hey, check my hande, kyk hoe mooi is my nails. En jy kan al die prentjies en ouens wat mos nou heavy in sekere goeders is daai hand beteken ietsie. Hy is 'n pyltjie, hy wys soontoe. Dan Brown het by jou bygekom, né? En dan sit soos, nee, nou wys hierdie vinger, wys nou soontoe. Nou sal weer, daar's iets by daai speaker is daar ding en nou. Jy weet, ek spot nou, ek terg nou 'n klein bietjie. Maar ek wil net vir jou sê, daardie beeld van Jesus sou nie my beïndruk het nie, okay? Daai man wat soos fyn en sag en lyk of hy mense se naels moet polisie, nee. Sou my nie geskuif het nie. Jesus is dinamies, okay. Sy teenwoordigheid, wie hy is. Nou luister, moet ek hierdie ding ook sê, die Bybel sê, vir my is hy die mooiste, die sterkste, die slimste, die wysste. Hy is alles. Hy is onbeskryflik. Hy is vreeslik in sy, hy is vreeslik in sy liefde. Hy is, want daar is nie 'n ander woord wat dit beskryf nie. Hy is vreeslik, né? En ons moet dit nie vergeet nie. Want dit is die ene wat hy is die een wat die wêreld gered het. En die Bybel sê, hy was average looking. Nie good looking nie, ook nie lelik nie. Hy was average. Hy was 'n average looking guy. So daai beelde wat ons het, skep soms 'n illusie van wie hy is. En ons samelewing is geneig om 'n God te skep wat nie skriftuurlik is nie. Wees versigtig om dit te doen. Want hier is die openbaring van hoe hy lyk.
en wie hy is. Soveel so dat daai arme ou val op die grond neer soos 'n dooie lijk. Daai arme ou wat daar staan, ek weet nie wie dit nie. Dis nie Jesus nie. Dis nie hoe hy lyk nie. Kry jou beeld van hoe God lyk uit die skrif uit. Nie uit Van Gogh nie. Michelangelo nie. Nie daai manne nie, okay? Kry dit uit die skrif uit. Kry dit uit Johannes uit. Kry dit daarso. Dit is noodsaaklik. Hy's 'n priester, hy het 'n priesterlike heerlikheid. Hierdie gordel, hierdie kleed wat hang tot by die voete, die gordel wat om die bors is, dit praat van hy wat 'n hoëpriester is. Dit is baie soortgelyk aan Eksodus hoofstuk 28, wat hulle beskryf daar, wat hy kom doen. Hoëpriesters het ingetree vir 'n sondige nasie. Vir 'n volk wat aan God behoort, maar afgedwaal het, wat gedryf het van die waarheid af. En weet jy, hy doen dit vandag nog, want ek en jy is konstant besig om te dryf. Konstant besig om die oomblik wanneer ons ophou, die oomblik wanneer ons uit geloofheid is, dryf ons en verander ons posisie. En dan kom die Here en hy openbaar homself so mooi in Hebreërs en hy sê, wel, hy's 'n advokaat, hy verdedig ons saak en hy sal nie verloor nie, hy kan nie verloor nie. Hy's 'n hoëpriester en hy bou sy kerk op, maar luister hoe mooi. Dieselfde Heer wat sy kerk ondersoek en die lyne regtrek en wys dat jy uit lyn uit is dieselfde hoëpriester wat vir jou intree. Dieselfde hoëpriester wat jou gaan haal. Hy wandel tussen sy kerk. Hy's nie baie ver nie. Hy is hier. Hy veroordeel ons nie soos wat hy 'n vyand sal veroordeel nie. Maar hy gaan jou suiwer. Hy gaan jou karring en jou pla. Hy gaan jou herinner aan sy standaard. En hy's relentless. Die Here wat jou sien is nie ver nie. Hierdie beeld van hom wat so tussen die 7 kandelare beweeg, is God wat hier is. En hy is hier. En hy wandel tussen ons. Hy sien jou diens, hy sien jou stryd, hy sien jou versoekings, hy sien jou verskonings, hy sien jou lyding. Hy sweep dit nie net weg onder die mat nie. Hy's 'n God wat met issues deel. Hy's 'n God van orde. Hy gaan jou nie so los nie. Hy gaan werk aan jou karakter, werk aan jou identiteit, want hy verdien dit. Sy goddelike majesteit, sy hoof en hare wat so wit is soos wol. Wow, weet jy wat beteken dit alles? Dit beteken, hy is ewige wysheid. Dit praat van sy wysheid, sy eer, sy ouderdom, Ancient of Days, en verwys natuurlik na Yahweh. In Daniël hoofstuk 7 vers 9 is daar 'n verwysing na Yahweh. En hier kom en hy vervul dit. Hy is Yahweh. Jesus is Yahweh. Spreuke 16 vers 31 sê, grys hare is die sierlike kroon. Wat beteken dit van Jesus? Dit beteken, hy het geen groei en kennis nodig nie. Partykeer dink ek en jy, ons moet vir hom 'n bietjie raad gee. Here, kom ek sê gou vir jou, hier is gou so 10 skietgebedjies van hoe jy my lewe kan maklik maak. Ek sien jy sukkel bietjie. Kom ek wys gou vir jou. Here, gee vir my 'n vol bankbalans. Ek soek 'n vrou soos Pamela Anderson in 1994. Ek soek 'n Hank wat hy moet soos James Bond weer lyk. James Bond die derde ene. Nie die eerste ene nie, ook nie daai ander, die nommer 3 ene Bond daai. En ons dink dat hierdie goeders ons gelukkig maak. Weet jy daai grys wol, daai spierwit wolhare van hom?
getuig dat hy het geen raadgewers nodig nie. Want hy maak nie foute nie. Luister gou mooi, hy maak nie foute nie. Weet jy dat ons partykeer as gevolg van ons sondige natuur en ons sondige verwagtinge en ons gierigheid, kom ons op 'n plek waar ons vir die Here skuld gee en sê, Here, jy het nie gedoen wat ek vra nie. Jy het nie gedoen wat ek wil hê nie. Kyk wat het nou gebeur. Ek het nou verlies. Hierdie mense is uit my lewe uit. Hulle is nie meer hier nie. Jy het nie jou werk gedoen nie. Jy moes vir my geluister het. Hierdie skrif blaas daardie teorie uit die water uit. Hy maak nie foute nie. Hoe kan ons 'n God wat volmaak is afbring na die aarde toe om ons gelyke te wees? Hy is God. En dan oortuig ons onsself, want my hartjie en my emosies het dit nou nodig. Here, ek vergewe jou. Want as ek nie kan sê, Here, dan gaan ek stak wees, ek gaan vir altyd, vir ewig stak wees. Weet jy dat daardie is nie die waarheid nie. Jy kan nie dit doen nie. Jy is uitlynheid. Jy is uitlynheid om te sê dat die heilige God, 'n almagtige, alwetende, alwyse God, foute maak. Jy's uitlynheid. En iemand moet dit vir jou miskien vanmôre sê. Hy maak nie foute nie. Hy is nie 'n mens dat hy sal jok nie. Maar sy weë is ver bo ons sinne. Sy manier van dinge doen is ver bo ons sinne. Weet jy wat? Hy sien goeders wat ek en jy nie raak sien nie. En as ons vir 'n oomblik vinnig kon gesien het wat hy sien, sou ons teruggaan en sê, Here, wow, ek sien wat u doen. Laat u wil geskied. Laat u wil geskied. Here, dan moet dit maar weer gebeur. Ek sal weer deur hierdie ding gaan, ek verstaan dit nie, maar nou dat ek dit sien, nou, Here, laat u wil altyd geskied. Altyd, want nou sien ek, nou ken ek, nou weet ek. Maar sien, net omdat ons nie daardie ervaring het nie, beteken nie hy maak foute nie. Hy maak nie foute nie. So miskien is jy op 'n donker pad, miskien is jou wêreld geskit en geruk. Trauma tref ons almal, miskien het dit jou onlangs getref. Ons het al kinders verloor, miskien het jy iemand verloor. Deur al hierdie dinge, maak God nie 'n fout nie. Hy kan nie. En weet jy, hierdie ding het vir my soveel vrede gegee, net om weer te besef, dat wanneer ons kyk na, hare soos wol, wit soos sneeu, wow, dit is ouig, dit is cute, nee. Ja, dat is 'n diep, symboliese betekenis, 'n realiteit van die geestelike realm en van wie ons God is, wat ons nie eens indep nie. En dan stap ons rond en ons is onseker en ons twyfel elke keer en ons raak moedeloos en ons gaan en ons duik in sonde in om ons beter te laat voel, want ek het nou dit nodig, ek moet nou cope man, ek is nie besig om te survive nie. Hierdie goed maak dat ek dobber bo die water. Dat ek nie kan sink nie, dit beteken nie dat 'n golf nie oor my kan slaan nie, dit beteken ek sal nie sink nie. Ek dobber op die water. Golwe tref oor my, maar ek gaan nie soos 'n anker of 'n klip onder toe nie. Ek bly bo. Sy oë soos vuur. Hebreërs 4 vers 13 sê, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom, met wie ons te doen het. Dit beteken, hy sien jou aanbidding vanoggend raak. Hy sien hoe jy vanmôre hier ingekom het, en wat se toestand was jou hart. En toe Gert hulle wegtrek, of jy nou daarvan gehou het of nie, hy sien wat het jy gebring na die tafel toe. Hoe het jou aanbidding vanmôre gelyk? Want sien, ons aanbidding hang nie af van 'n klomp liedjies of 'n aanbiddingsleier of die of daai nie.
Dit hang af van die kondisie van jou hart. Hy kyk deur daardie daaglikse aanraking met die mense om jou. Hy kyk deur daardie motiewe van jou hart. Weet jy wat is snaaks vir my, van ons as mense? Julle, ons is 'n klomp karakters. Kyk gou om jou. Vang 'n lag gou. Vang gou 'n gegil. Kyk gou. Moenie vir my te lank kyk nie. Maar hoor hierso. Weet jy, het jy al agtergekom as ander mense jok? Is hulle sleg goed. Hulle is, daai mense, is die hele lot van hulle, is 'n klomp leenaars. Daar kom net geen suiwer woord uit daai mense se mond uit nie. As hy sy mond oopmaak, dan lieg hy. Nee? Ken jy sulke mense? Sê gou jou hand op as jy saam met stem, amen. Yes, kyk hoe lieg julle nou al klaar weer. Julle is 'n klomp liegbekke. Nou luister mooi. Maar as hulle jok of lieg, dan nie man, sisa man. Huh? Maar as jy jok, is dit complicated. Jy verstaan nou nie. Jy sê in my skoene nie. Jy is complicated. Ja, maar hoekom het jy gejok? Dit is complicated. Ek is onskuldig. Dit is complicated. Tik jy? Dis jy. Dis ek. Dis ons. Hierdie oë van die Here kyk deur dit. Met al jou goeie verskonings. Kyk hier na die ware motief van jou hart. Hy kan sien wie jy werklik aanbid. Wie jy werklik lief het. Jy kan hom nie om die bos lei nie. Wit grafte, mooi gepleister. Maar binne vrot, baie van ons. Vrot, gaan dood, gevrek. Gaga, sies man. Hy sien dit alles. Niks is vir hom weggesteek nie. Dis iets om voor skrikkerig te wees, dink jy nie? Dis iets om voor bang te wees, dink jy nie? Dat hy sien my raak. En nie kom ons en ons oortuig onsself dat hy ons nie raak sien nie. Hy sien jou raak. Jy kan vir ons goed wegsteek. Man, jy kan maak of jy die mooiste Christen, gelowige, dat daai is. Hy sien jou raak. En jy kan voorgee, jy is okay. Jy kan voorgee, alles is okay. Ek het die perfekte man. Perfekte vrou. Alles is net, shanana. Hy sien jou hartseer. Hy sien jou pyn. Hy hoor jou gebede. En weet jy wat, vir party van ons dra ons 'n burden wat ons vernietig. Want jy dink as jy vir 'n oomblik swak gaan wees of wys dat jy sukkel of vir die oomblik wat jy gaan vir hulp vra, dat jy alles, die hele beeld van jou gesin en wie jy is en wie jy is, dat dit in een gaan stort. Dis hoekom hy sê, ek sien jou. Gee daardie burden vir my. Weet hoe Johannes op die vloer neerval? Dit was daai selfde vrees aanjaende gevoel van, my hart, hy kyk deur my. Maar dit is mos wat Jesaja, hoofstuk 6, waar die profeet 'n ervaring met God het en hy sien die serafs en hulle is om die troon en hulle skree heilig, heilig, heilig die heeltyd, heilig, heilig. Die eerste ding wat met hom gebeur het is, hy het nie net vinger gewys en sê, Jesus, hulle is 'n klomp sleg mense hierdie Israeliete wat U vir my gegee het nie.
Die eerste ding wat uit sy mond uitkom is o wee, ek is 'n sondaar. Here, ek is 'n sondaar. En hierdie selfde ervaring wat Johannes het, toe hy vir Jesus sien, val hy morsdood neer. Maar weet jy hoe mooi is dit? En die Bybel sê, en God het sy regterhand gevat en op sy rug geplaas. Hey, staan op, Bella. Ek het nog baie om vir jou te wys. Hy stort ons uit en dan gee ons 'n drukkie. Dis wat hy is, dis wat hy doen. Daardie enorme, vreesaanjaende, almagtige, alwetende, is lief vir jou. En hy sit miskien vanmôre sy hand op jou en hy sê, come on, staan bietjie op. Hy's genade. Ek is oortuig daarvan dat ons as 'n kerk wat ons nodig het, en ek praat van ons, van my en jou. Ons het nie nog programme nodig nie, en ons het ook nie maniere nodig om nog ouliker, en op ouliker maniere die evangelie te verkondig nie. Wat ek dink wat ons nodig het, is 'n verheerlikte visie van wie Christus is. Ek dink ek en jy kort 'n nuwe, verheerlikte visie van wie Jesus werklik is. Want ek dink ons het hom gewoond geraak. Ons bad en lewe in ons sondes. Ons sê wat ons dink. Ons reageer uit emosie uit. Ons raak kwaad, ons lieg, ons beskinder, ons breek af. Ons vra nie meer om verskoning nie, ons repent nie, ons sê nie jammer nie. Ons lewe in sonde en ons stop dit nie. Dit wys vir my dat die beeld van Christus het donker geword in jou. Een Puritan het 'n mooi ding gesê. Hy sê, a sight of Christ kills all sin. Wanneer jy Christus sien, maak dit sonde dood. Psalm 97 vers 10. Julle wat die Here lief het, haat die kwaad. Is dit, getuig dit met jou? Of is jy okay om so te lewe? Want vir party van ons is Christus baie duidelik. Ons sien hom. En vir ander is hy so. Hy dreig nie jou lewe op so 'n manier dat jy hom met jou hele wese aanbid nie. The greatest sorrow of the believer is when the sight of Christ grows dim. Gebed word lewendig wanneer ons Christus werklik sien vir wie hy is. Die woord is vir ons kosbaar en ons lof en aanbidding is spontaan. Jy hoef nie veel vir ons te doen nie. Ons is daar. Maar vir party mense het godsdienst meganies geraak en gehoorsaamheid is moeite en effort. Dis moeilik, man. Dis moeilik vir my om nou te gehoorsaam. It's complicated. Hebreërs 12 vers 2 sê, laat ons die oog gefestig hou op Jesus. Dis die antwoord tot jou struggles. Dis die antwoord op jou challenge. Kry weer jou oë op hom gefestig. Wanneer jy die hart hom sien vir wie hy werklik is,
die gekruisigde lam, die opgestaande Heer, die konings van konings, dan verander alles. Luister gou met 1 minuut. Onthou jy nog hoe dit was toe jy bekeer het? Daai. Kon jouself help nie. Wat is die ding waaroor jy die meeste gepraat het? Ek het vir almal vertel hoe verlore ek was. Jesus broer, ek was so verlore, GPS kon my nie kry nie. Dis hoe verlore ek was. Ek is so skuldig aan al die sondes. Daar 10 gebooie, ek het hulle almal gebreek. Ek was sonder hoop. Weet jy hoeveel keer op die Vryburgpad wou ek so maak met my ou golfie? Want ek het so gesukkel met verslawing, soveel probleme gehad, soveel issues, dat ek net 1 pluk, dat ek net onder daai beestrokke kan kom. Dat ek net, maak het klaar, ek was 23, hopeloos, hulpeloos, alleen, pelle om my, ons syp elke aand, gaan te kere maak, 'n stoksiel alleen. Niks, niemand connect met my nie, ek voel verlore, ek is gone, ek is moeg, ek is oorlaai, en al wat ek wil gedoen het is net vinnig onder daai beestrokkie. Hoeveel keer, dit is so, dan maak ek so, en dan sê ek, jou coward, dan is ek kwaad vir myself, want nou is ek 'n lafaard ook. Die heeltyd, dit woed die binne my, man, ek het nie vrede nie. As ek uitgaan in die aande, man, ek glo nie in die Here nie, maar dan sê ek vir hom, asseblief, ek weet ons gaan vanaand groot gaan, asseblief, maak het seker kom veilig by die huis aan. Moet ek vir julle herinner wie ek was? Ek het eendag so myself bedinges geraak, nee, dat ek myself met my eie mediese kaart gevat het, na die hospitaal toe, want ek kon nie my huis gekry het nie, en toe boek ek myself daar so by die ICU en sê vir hulle, sit dit op die kaart. Dis wie ek was. Volgende oggend druk iemand my 6 uur aan my voet en sê, staan op, koffie langs die bed. Kaart is daar een kant. Weet jy, skaam het ek myself gemaak. Weet jy hoeveel skaamte het ek oor my familie gebring? Dis wie ek was. En toe ek lewe kry, toe kom ek op 'n plek waar ek vir hulle sê, broer, ek was so hulpeloos, ek kan vandag nie glo dat ek so gevoel het nie, want hy het alles verander. Alles. Ek is lus om te lewe, ek kan nie wag vir uitdagings nie, want ek gaan dit anders hanteer hierdie keer. Ek sien kans om op te staan, daar is niks nie, ken jy die Here? Weet jy wat? Was kosbaar van daardie dinge. En weet jy hoekom het ek gebid? Ek het vir ure gaan bid, ure aanbid, ure in die woord spandeer. Weet jy hoekom? Want ek was verwonder en het in verwondering gestaan oor hierdie genade wat my gered het. Kyk weer, wat het hy vir jou gedoen? Kom weer op die plek waar jy in verwondering staan oor die genade wat hy jou betoon. En keer terug na jou eerste liefde. Die Bybel sê, nie jy het dit verloor nie. Hy sê jy het dit verlaat. Dit beteken, jy het dit neergesit en iets anders opgetel. Kan die bedieningsspan asseblief vorentoe kom? Ons wil vir jou bid vandag. En jy gaan nie uitgaan totdat jy gebed gekry het as jy gebed nodig het nie. Okay? Party van ons het nodig om te repent en te bekeer. Party van ons moet weer sonde openbaar, in die lig bring en sê ek is skuldig. Party van ons het 'n oomblik nodig net om bietjie stil te wees. Jy het nie nou gebed nodig nie, maar jy wil net hierdie ding vasmaak in jou gees. Ons gaan vir jou ook tyd gee. So wanneer ons vandag vir dag, doen dit asseblief stillerig. Want die Here het in die eerste diens gewerk en hy werk weer nou. Moenie uitgaan en dit nie vasmaak binne jou nie. Asseblief,
Manne, ons het jou by mannekamp nodig. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons kom na U toe en Here, ons ervaar hierdie woord vanmôre, ons beleef dit in ons gees en ons wese. Heilige Gees, ek dank U dat U die werk in ons lewens begin en U sal dit volmaak bring. Ek dank U ook vanmôre, Here, dat U ons aanraak. Here, U het ons bedien met die woord, maak dit vas. Ons bid dat hierdie woord sal vrug dra, Here, en nie dat die vyand dit op enige manier sal steel of mense roof van die saad wat vanmôre gesaai is nie. Ons bid dat dit sal vrug dra, dat dit die grond sal voorberei, sodat daar vrug gedra sal word vanmôre in Jesus naam. Besoek ons en bedien ons op die plek van ons gebrokenheid, Here. Here, ons het U meer nodig as wat ons dink. Ons het nog so baie trots. En ons is nog so arrogant. Maar ons is die kinders aangeneem, duurgekoop, vrygekoop deur die bloed van die lam. Soos wat ons nou dood neerlê in die gees, U is die genadige God wat die hand op ons lywe plaas. U is die hoëpriester wat vir ons intree. U is die advokaat wat op hierdie huidige oomblik vir ons veg. Dankie dat U lewe vrystel in hierdie atmosfeer vanmôre. Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ. Dankie dat U ons aanraak, ons genees en ons bevry. Dankie dat U die teenwoordigheid in ons harte uitstort. Dankie vir die rigting. Dankie vir die waarheid. Dankie vir die vrug dat ons vanmôre aangeraak is deur die Heilige Gees. Ons bid dit in Jesus naam. Almal sê bietjie. Amen. God bless. Bye bye.